Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, 'n jagluiperd kan van 0 tot 100 kilometer 'n uur versnel in ongeveer 3 sekondes. Hierdie blitsvinnige versnelling is vinniger as die meeste sportmotors wat daar is. Teen 65 km/h, hulle bereik hierdie spoed in slegs 2 sekondes en dan kan hulle dit sekerlik konstant hou, hierdie spoed. Hulle sê die topspoed kan wissel tussen 112 en 120 km/h wat hulle vir ongeveer 20 tot 30 sekondes kan handhaaf. Nou, jy kan nou maar die som gaan maak. As jy dan nou 20 tot 30 sekondes hierdie spoed het, hoe ver hardloop jy? En hoe vinnig kan jy enige iets amper inhardloop dan? So is eintlik ongelooflik hoe die Here hierdie diere se liggame gemaak het om dan ook so vinnig te kan versnel dan ook. Iets om te sien, ek weet nie of jy dit al in die wild gesien het nie, maar dit is nogal regtig iets om te beleef dan. So liewe vriende, is daar nog iets wonderliker as dit. En ons lees daar in die woord van die Here, lees ons die volgende in 1 Petrus 2 vers 24, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. En hier is nou net die geweldige saak dat die Here Jesus het aan die kruis kom sterwe. En nou praat hy dan van ons sondes, maar ek dink nie ons moet dit verwar om dit so, dat die Bybel die hier so seer bedoel so algemeen nie. Hy verwys na die klomp mense wat daar saam is, die klomp kinders van die Here wat saam is, wat elkeen afsonderlik die volgende kan getuig: die Here het my sondes vergewe. Ek het die sondes afgesterwe, ek is besig om 'n heilige lewe te lewe. Ek leef tot eer van die Here op grond daarvan dat die Here vir my versoening gedoen het, dat die Here my verlos het van sonde, dat die Here my vergewe van sonde. En liewe vriende, dis die geweldige wonderlikheid wat die Here kom doen. Dis niks in vergelyking wat 'n cheetah kan hardloop nie. Liewe vriende, so is dit sekerlik, daar is niks op hierdie aarde wat kan vergelyk daarmee dat die Here 'n mens se sonde kan wegneem. Niemand en niks anders kan dit doen nie, maar die Here het dit kom doen en hy kan dit doen vir enigeen wat na hom toe kom. En die vraag is, kan u vandag sê, ek is deel van die ons? Ek kan sê, die Here het my sonde weggeneem. So gaan dit aan, liewe vriende. In Jesaja 53 vers 6 staan daar: ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. So weer eens, almal is skuldig, almal is op die verkeerde weg, maar weer eens het die Here vir almal hierdie wonderlike verlossing bewerk, as 'n mens wil. Dit is nie te sê dit het al met u gebeur nie, en dis die vraag vanoggend: het dit al met u gebeur dat u kan sê die Here het my verlos, die Here het my vrygemaak, of het dit nog nie gebeur nie? En daarom moet u daarvan kan getuig en te kan sê, ek weet die Here het dit vir my kom doen. Dis die wonderlikheid dat die Here algeheel en volkome kom verlos dan. So in Jesaja word dit bevestig, die ou en welbekende hoofstuk 53 word dit oor en oor bevestig, dat die Here sy lewe kom gee, sodat ons verlos kan word. Dan, liewe vriende, het dit ook gebeur, daar in Johannes 1 vers 29, toe Johannes die doper vir die Here Jesus sien, ons lees daar, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So is die Here Jesus aan die wêreld bekend gestel. En so is daar vir die wêreld gesê dat dit is die lam van God, hy gaan sy lewe gee, sodat ons sondes weggeneem kan word. Dis die hoofrede waarom die Here gekom het. En liewe vriende, en vandag is daar soveel mense, hulle wil die Here, 'n verhouding met die Here hê oor allerlei ander redes, maar nie oor hierdie rede: Here, kom verlos my van my sonde. En as dit nie gebeur nie, liewe vriende, kan ons nie regtig in 'n lewende verhouding met die Here wees nie. En dis wat die Here vir u kom bring. 'n wonderlike lewende verhouding. Hy verlos u van sonde, hy maak vry. U kan dit na hom toe bring, want hy het volkome vergifnis ook so gedoen dan. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike verlossing, dankie vir die werking, dankie dat u vir ons sorg en vir ons voorsien. En Here, en dat u 'n mens van sonde verlos. Saam met elke ander een wat dit vandag kan getuig, wil ons vir u dankie sê daarvoor.
Ons bid ook vir ander wat dit nog nie ervaar het nie, dat hulle met U sal regmaak. Amen.